Ons skriflesing vanoggend is vanuit die eerste hoofstuk van die eerste brief van Petrus. 1 Petrus 1, ons gaan daar die hele hoofstuk lees, maar is net 25 verse. Het sluit eintlik 2 groot opskrifte in. Begin met die seëngroet. En dan sien ons die danksegging wees die hoop op die saligheid. Dit is die eerste gedeelte tot en met vers 12 en daarom dan vanaf vers 13 die vermaning om heilig te wees. Want ons moet besef, die 2 loop hand aan hand. Ons dankseggingslewens, ons dankbaarheidslewens is tog die pad van heiligmaking wat elke kind van God stap. Maar voordat ons hierdie gedeelte saam lees, gaan ek vra dat die broers vir ons staan. As 'n gemeente, kom ons sluit ons oë en ons nader ons Here in gebed. Grote, almagtige, onfeilbare God. Ons Here en ons Koning. Here, ons weet, soos wat die psalmdigter dit ook sê, glo ons, ervaar ons dat U ons net soos 'n herder sy skape lei, ons ook na die waters waar rus is bring. Ook beskerm U ons van doodsgevaar. Ja, ons kan getuig, ons hoofde drup van olie. O Here, ons bekers loop oor. Ons loof U, ons prys U, maar daarom dank ons U ook vanoggend en elke dag van ons lewens. Want as U kinders ervaar ons elke oomblik U goedheid, U guns. Dankie vir U kind wees. Dankie vir hier saam wees. Dankie vir U reën. Dankie vir U sorg. Dankie vir alles, o Here. Maar ons bid vanoggend in besonder ook vir elkeen in die gemeente wat U nog nie waarlik as herder, as Here leer ken het nie. Ons vra ook dat U met elkeen sal wees wat siek is, wat operasies ondergaan het of nog moet gaan en deur diep waters gaan in hierdie feestyd. Ons dink aan Pieter, aan Freek, aan Rina en haar familie, aan Linda wat al terug is tuis, ook meneer Jan en oom Mike, oom Henny, Frikkie en oom Skalk. Maar ons bid ook by hierdie geleentheid vir die komende vakansie vir ons kinders, o Here. Ons kinders wat ook groot gevare in die oë staar. Maar as ons na hulle kyk en ons nie anders, om ook te dink aan al die ander kinders daar buite wat se Kersfees wens dalk net 'n dak oor die kop is of 'n bord vol kos. Ons dink aan die kinders op straat, ons dink aan die kinders by die skuiling en ons vra dat U ook so in hulle harte sal werk dat ten spyte van alles wat aangaan, Here, hulle sal onthou die grootste geskenk wat ons ontvang het, is ons Here wat aarde toe gekom het. Here, vergewe ons waar ons soms ook maar soos verdwaalde skape rondbeweeg en op die verkeerde paai gaan. Al weet ons is nie meer verlore en vir die dood gereken nie. Seën hulle wat verjaar die komende week. Ons bid ook en vra seën vanoggend se boodskap vanuit die woord. En mag ons lewens daardeur ook 'n getuienis word van die grootheid, die goedheid, die sorg van ons herder en Here. Dit alles vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.
1 Petrus 1 vanaf die eerste vers. Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel. Al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie beproef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is openbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep wat, sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ons lees net tot sover. Ek gaan vir julle so 'n paar verse weer lees hier vanaf vers 3.
En ons sien 3 dinge wat vir ons uitgelig word en dan in vers 6 die gevolgtrekking op grond van daardie 3 dinge. Ons lees vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. En dit deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwerklike erfenis kan verkry. So in Christus verkry ons 'n erfenis. En ons lees hier, dis 'n ewige erfenis wat in die hemel bewaar is vir ons. 'n Ewige erfenis wat vir ons bewaar word, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En daarom sê Petrus dan vers 6, daarin verheug julle heel. In hierdie ewige erfenis wat vir julle bewaar word, moet julle verbly. Broers en susters, 'n mens se hart is regtig 'n wonderlike orgaan. Met die oog op die preek toe ek bietjie gaan oplees daaroor, het ek verstom gestaan. Ons weet dit klop sonder dat jy bewustelik dit opdrag gee om te doen. Anders was ons almal in die moeilikheid. Want dit klop, of jy nou slaap, of jy ontspan, of jy werk of jy leer, altyd hou hierdie spier aan met klop, sonder ophou jou hele lewe lank. Maar het julle geweet dat die gemiddelde hart se grootte is maar omtrent die grootte van 'n volwasse man se vuis? Het julle geweet jou hart klop plus minus 115.000 keer per dag? Julle geweet dit pomp ongeveer 2000 gallon bloed dwars deur jou are, bloedvate, 'n netwerk wat oor die 96.000 kilometer lank is. Het julle geweet dat om te lag baie goed is vir jou hart? Het julle geweet dat om te lag die simptome van spanning in jou hart, stres, verminder en beveg? Julle geweet om jouself te verheug, jou immuunstelsel versterk? Maar nou is die teendeel ook waar. Oormatige bekommernisse kan jou hart aantas. En daar's baie dinge in hierdie lewe wat maak dat ons onder spanning verkeer. Werksdruk, studielas. Dink die kinders kan getuig, die afgelope eksamen was daar baie druk, spanning. Maar ander dinge kan dit ook veroorsaak, huislike probleme, familietwiste, jou ekonomiese omstandighede, politieke onstabiliteit in 'n land, siekte. En dan ook bedreiging van buite. Veral bedreiging op ons lewe. Bedreiging is een van die grootste oorsake van spanning. En daarom, volgens afleiding, kan ons sê dat bedreiging een van die dinge is wat uit die aard van die saak juis ook 'n bedreiging inhou vir die gesondheid van jou hart.
Dis iets wat nie net maak dat jou hart vinniger klop nie. Maar dis iets wat ook maak dat jou hart kan skade ly. Nou broers en susters, Petrus skryf hierdie brief wat ons nou 'n stuk vanuit saam gelees het, juis om mense wie se harte vinnig geklop het op grond van bedreiging rustig te maak. Bedreiging het veroorsaak dat hulle onder groot spanning verkeer het. En hulle harte was gevul met vrees op grond van hulle omstandighede. Nou net soos Jakobus se brief, is die ontvangers van hierdie brief van Petrus, soos wat ons gelees het, ook die mense in die diaspora, maar spesifiek in 5 Romeinse provinsies. Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Nou Handelinge, as ons daar gaan lees, sê baie duidelik en pertinent vir ons dat die apostels nie Galasië, Pontus en Bithynië geëvangeliseer het nie. So dis heel waarskynlik gedoen deur Jode uit daardie gebiede wat tydens die gebeure in Handelinge 2 die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem was. Jode wat toe teruggegaan het na daardie provinsies toe. So nou in daardie gemeentes in die provinsies moes daar Jode gewees het. Maar tog wil dit lyk asof die meeste van die inwoners van die heidendom afkomstig was. Nou Petrus skryf die brief aan hierdie gelowiges in hierdie gebiede omdat daar groot probleme was. Groot gevaar wat hulle in die oë gestaar het. Die gelowiges in die 5 provinsies moes verskriklike versoekinge verduur en hulle was deur verskriklike vervolging aan die hand van hulle bure, die mense wat saam met hulle in daardie gemeenskap was. In baie gevalle was hulle gespot, beledig, afgekraak en sleg gemaak. Maar in sommige gevalle, lees ons, was dit gewelddadig van aard. As hulle fisies aangerand, aangeval, in soverre die landswet van daardie provinsie dit ook toegelaat het. En die rede daarvoor, dit was gegrond op die manier waarop die mense in daardie tyd die wêreld, maar spesifiek ook die gode gesien het. Die gelowiges wou niks met die afgode te doen hê nie. En juist daarom was hulle as gevaarlik geteken. Want deur die afgode te ignoreer het die samelewing gedink, het hulle die wraak van hierdie gode uitgelok. En daarom was hulle geblameer vir alles wat verkeerd geloop het. So dit was 'n groot probleem. Omdat dit hierdie gelowiges onder die versoeking gebring het om hulle geloof in Christus af te sweer. En dis hierdie saak wat Petrus pertinent, duidelik in hierdie brief hanteer. Ons sien dit verder ook 1 Petrus 2 vers 12 en 15, ook hoofstuk 3 vers 16, 4 vers 4 en 14, verskeie plekke praat Petrus spesifiek hieroor. En om dit aan te spreek, voer hy 'n baie sterk argument. Ek wil nie jy moet probeer om alles te onthou nie, dis nou 'n klomp goed wat ek gaan lees, maar hierdie stuk wat ons gelees het is die fondament, die basis vir hierdie argument wat Petrus ook dan voer. En hy doen dit deur 5 temas. Hy wys eerste vir die gelowiges op hulle identiteit. Die eer van wat dit behels om te wees wie hulle is. Naamlik kinders van God, gelowiges. En hy sê daarom is die lyding, die tweede punt, nie sinneloos nie. Daar's 'n doel.
soos goud wat deur die vuur gelouter word, sê Petrus. Maar die ware uitdaging, sê hy, die derde punt, is om deur dit jou geloof te behou. Want punt 4, 'n gelowige is 'n vreemdeling, is 'n bywoner hier op aarde. Jy is nie veronderstel om in te pas in jou samelewing nie. Jy is nie veronderstel om te wees soos hierdie ander mense wat jou vervolg nie. Daarom moet jy onthou punt 5, jou kerk. Dis jou familie. Dis jou gemeenskap. En nie meer die mense daar buite nie. Hy stel hierdie argument sodat hy vir hierdie mense kan bemoedig en kan herinner, alle lyding gebruik God op die ou einde ten goeie. En hy herinner hulle moet juis nie wees soos die mense daar rondom hulle nie. En hy sê vir hulle moet besef, dit is en bly 'n voorreg, 'n genade om 'n kind van God te wees. En dis hierdie laaste punt waarby ons vashak vanoggend, hierdie gedeelte van sy argument. Want Petrus wou al hierdie mense se gemoedere, se harte rustig maak en die storm wat in hulle binneste gewoed het stil maak deur hulle op hierdie punt te wys, die voorreg van kind van God wees en wat daardie betekenis behels het, want dit bring vir jou 'n vreugde soos geen ander. En hy doen dit deur hulle harte te vul met die sekerheid van die erfdeel wat op elke gelowige wag. Die erfdeel wat ons in daai paar verse vanaf vers 3 tot vers 6 gelees het. Ons erfdeel in Christus Jesus. So hy verduidelik dit vir hulle waar die erfdeel vandaan kom, vers 3 aan die begin. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Nou in hierdie gedeelte verwys Petrus ook na die profete wat eeue lank al hierdie boodskap gebring het, juis met die oog op hulle wat dit ontvang het in Christus Jesus. En een van hierdie profete, Jeremia, spreek hierdie aspek baie mooi, baie duidelik aan in Jeremia 13 vers 23. Jeremia vra die vraag, eintlik 'n retoriese vraag: kan 'n kesiet die kleur van sy vel verander? Kan 'n luiper die patroon, die vorm van sy kolle verander? Die antwoord is natuurlik nee. En net so kan 'n sondaar nie sy mens wees, sy eie natuur verander nie. 'n Sondaar is gebore, ontvang in sonde. 'n Sondaar leef 'n lewe van sonde. En 'n sondaar sal op die ou einde ook sterf in sonde. Vanuit onsself kan 'n sondaar net so min sy natuur verander as 'n kesiet sy vel kleur of 'n luiperd sy kolle. En nou die vraag, is dit ons lot? Is daar dan geen hoop nie? En Petrus wys juis, ja, daar is hoop. Dis waaraan hy hierdie gelowiges herinner. Deur die wedergeboorte het God ons natuur verander. Die natuur van 'n sondaar, gegrond op die opstanding van Jesus Christus. Vir sondaar, om dus die wonderlike erfdeel te ontvang, wat as 'n lewende hoop aangebied word, het God dit so bepaal en so gedoen, dat die mense wat glo, weergebore word, in 'n geestelike transformasie. Paulus noem dit die metanoia, die verandering van
hart, van siel, van jou menswees, waar die sonde nie meer definieer wie ons is nie. So die wonderlike erfdeel wat die hoop van elke gelowige is, dis deur God bewerk. Dis deur God aan ons geskenk en word vanaf God ontvang, en geen mens kan dit vir homself of vir 'n ander aanbied nie. So die oorsprong van hierdie erfdeel herinner Petrus aan die gemeentes. Die oorsprong is God. Dis God alleen. Nou broers en susters, as kinders van God, is dit nie genoeg om 'n mens se hart te vul met vreugde nie. Maar hy gaan aan. Petrus stop nie daar nie. Hy gaan aan en hy verduidelik die aard van hierdie erfdeel wat ons geskenk word, vers 4, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan kry. En die kern van hierdie gedeelte is juis ook die erfenis. Want wat is 'n erfenis of erfporsie anders as 'n nalatenskap wat 'n persoon ontvang as lid van 'n familie? In die Griekse vertaling van die Ou Testament word genoem die Septuagint. Ekskuus, dis bietjie tegnies, maar daar's so 'n pragtige boodskap daarin vasgevang. Daar word verwys na die totaliteit, die geheel van die beloofde land van Kanaan as die erfporsie van die Israeliete. En dis dieselfde Griekse woord wat hier gebruik word vir ons erfdeel. Dit wat God sy volk, sy kinders as erfporsie beloof het. Maar nou weet ons, die erfdeel wat Petrus na verwys is nie Kanaan, wat die Israeliete in besit geneem het onder Josua nie. Hy verwys na iets soveel groter. Want hy verwys na 'n ewige erfenis. 'n Erfenis wat nie deur vyande verower word nie. 'n Erfenis wat nie deur afgode en bloedvergieting bevlek is nie. 'n Erfenis waarvan die beloofde land Kanaan eintlik net 'n skadu was. Openbaring 21 beskryf ons hierdie erfenis as die nuwe hemel en nuwe aarde. Met die nuwe Jerusalem toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Daar sal nie meer dood wees nie. Daar sal nie meer hartseer of droefheid wees nie, en God sal self al die trane afdroog. Broers en susters, is dit nie genoeg om 'n mens se hart te vul met vreugde nie? Al het Petrus reeds daarop gewys dat hierdie erfdeel ewig van aard is, gaan hy verder en hy versterk die gelowiges se sekerheid hier aan die einde van vers 4 en die begin van vers 5 deur vir hulle te sê dat hierdie erfdeel veilig vir hulle bewaar word. Wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid. Dis 'n reeds bestaande werklikheid wat vir elkeen van ons as kinders van God versigtig, deeglik opgepas word. En daardie werklikheid, daardie sekerheid, daardie erfenis, dit kan nie verander nie. Dit kan nie weggeneem word nie. En dit staan vir ewig veilig bewaar. En die mooi van die gedeelte, dis nie net die erfenis wat bewaar word nie. Maar ons lees God bewaar ook diegene wat die erfenis toekom. Ook ons staan onder sy bewaring tot en met die punt wat ons daardie erfenis in besit neem.
Net soos wat die erfdeel bewaar word, word ons wat die erfdeel ontvang ook bewaar. Verstaan jy die implikasie daarvan? Niks kan 'n ware gelowige so beïnvloed of so verander dat hy of sy terugval tot 'n toestand van verlore gaande nie. Niks kan dit veroorsaak nie. God self beskerm ons sodat ons erfdeel in besit kan neem. Is dit nie genoeg om ons harte te vul met vreugde nie? En daarom sê Petrus, daarin moet ons onsself verheug. In die wete en die sekerheid van hierdie 3 dinge kan ons vreugde in ons harte vind, ongeag die bedreigings van buite, ongeag die omstandighede rondom ons, waarvan ons verlede week ook gepraat het. Want hierdie 3 dinge staan vas. God beloof ons 'n erfdeel in sy seun Jesus Christus. Elkeen wat glo. En dis 'n ewige erfdeel wat niks en niemand by ons kan steel en geen omstandighede kan vernietig nie. En hy self bewaar daardie erfdeel. En hy bewaar ons wat daardie erfdeel ontvang. Ek vra weer, is dit nie genoeg om ons harte te vul met vreugde nie? Vandag is dit so. As kinders van God, as Christene, as ons Hebreë woord moet gebruik, word ons bespot. Ons word beledig. Ek lees in die week weer 'n artikel van hoe die moderne Afrikaner wat godsdiens afgeskit het, eintlik nou die verligte generasie geword het. Die wêreld beskou geloof as 'n grap. God as 'n denkbeeldige vriend. En ons as gelowiges as oudtyds, belaglik, oningelig. Meer as dit, ons weer as plekke in die wêreld waar van ons broers en susters nog gemartel en vermoor word. Ja, die bekende plekke, Midde-Oosterse lande, sosialistiese China. Ook onlangs lees ons van die islamitiese Afrika-state. Dink aan die ou kommunistiese blok. Soos wat Petrus skryf, waarlike wêreld waar 'n kind van God nie welkom is nie. Nie 'n burger van is nie. Maar mense, moenie die westerse wêreld weggooi nie. Dis vanuit die westerse wêreld waarvandaan al hierdie programme kom waarin God se naam oor en oor belaster word. Dis vanuit die weste waar miljoene lewens vlammetjies uitgeblus word deur die moord van abortus. Dis nou al die 3de gebod, die 6de gebod. Dis in die weste waar genot en geluk meer beteken as ons beloftes, ons geloftes aan God en aan mekaar. In die westerse lande waar egskeiding die hoogste getalle geniet. 7de gebod. En as ons regtig wil, kan ons deur al 10 gaan en opnoem hoe die westerse wêreld mors met ons Here. En dit is tog nie goed waarmee ons kan assosieer. Goed waarin ons kan deel nie. Beslis nie 'n wêreld waarin ons inpas nie. Ja, hartseer is selfs onder kerklike kringe
ervaar mens ook soms vervolging. Ook ons in die AP Kerk, ons word uitgemaak as rassiste, as onverligtes, ook as oudmodies, moet ons veg vir die waarheid en opstaan en beskerm dit wat God ons geskenk het. En die punt wat ek wil maak is, broers en susters, vandag is 'n dankseggingsdiens. En as jy na al hierdie ander dinge luister, dan kan mens wonder, is daar regtig soveel om voor dankie te sê? Het ons rede om 'n dankseggingsdiens te hou na die nagmaal? As ons kyk na wat oral in die wêreld rondom ons aangaan, wat alles met gelowiges gebeur. En juis hieroor skryf Petrus. Want in die tyd wat hy die brief aan die gelowiges geskryf het aan daai 5 provinsies, was hulle omstandighede net so erg en indien nie erger nie, en was die bedreigings net so groot en indien nie groter nie, en was die gevaar baie en indien nie meer nie. En die boodskap van hoop wat hy aan daardie gelowiges gebring het, dis ons boodskap ook vandag. Ongeag, broers en susters, wat gebeur in hierdie lewe. God het in Christus Jesus ons sy kinders gemaak. Het hy vir ons 'n erfdeel geskenk. 'n ewige erfdeel wat hy self bewaar. So hy skryf, ons kan met rustigheid, met dankbaarheid in ons harte die toekoms tegemoet gaan, nie vol spanning en angs nie. Want ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van selfs die grootste van bedreigings, die seer en die hartseer van die wêreld, is die wonderlike sekerheid van die erfdeel van Christus meer as genoeg om ons harte te vul met vreugde. Daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. 'n ewige erfdeel in Christus Jesus, veilig bewaar deur God, ons Vader. Is dit nie genoeg om ons harte te vul met vreugde nie? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse koning, ons Here, ons herder, ons verlosser, ons loof en ons prys U heilige naam. Deur U genade alleen staan ons nie meer met harte wat klop van angs, wat soek na die verkeerde en wat gevul is met die eie ek nie. Deur U redding is ons harte gevul met vreugde, met hoop, met dankbaarheid, met waardering, met bewondering vir U. Maar ons moet bely, want ons besef ons bly mens. En nie een van ons word nie op een of ander tyd deur ons omstandighede aangeraak of voel ons nie die afjakke en beskuldigings van die wêreld nie. En die realiteit is in eie reg, o Here, staan ons ook skuldig. Slegs in U vind ons redding. Slegs deur U ontvang ons die ewige erfenis. Daarom bid ons en vra, vergewe ons, o Here, waar ons ook soms aanhou verkeerd doen. Waar ons teen ons beter wete ook in 'n stroom van omstandighede meegesleep word. En help ons om altyd te onthou, in U het ons 'n ewige erfenis. Want U sê dit is ewig. En U bewaar dit en vir ons veilig.
En dit is meer as genoeg om ons harte te vul met vreugde. Dit bid ons tot eer en verheerliking van die heilige naam. Amen. Ek gee